En hier sit iemand by my, Dion Roux, uitvoerende hoof van Dry Ice International. Goeiemôre en baie welkom. Hallo Dawie, dankie. Wie en wat is Dry Ice International? Dawie, ons vervaardig droëys in al die groot sentra in Suid-Afrika en ons versprei dit reg deur Suid-Afrika. Dis wat julle doen? Ja. Maar wat is droë ys nou eintlik? Droëys is CO2, koolsuurgas. As jy koeldrank oopmaak, is dit in 'n gasvorm. Ons vervaardig dit net in 'n soliede vorm. Die prof het nou oor energie gepraat. Daar's 'n enorme klomp energie in so 'n droëysblok. Dis by -80, dis voedselgraad, dis droog en is skoon. Nou ek kan onthou droë ys, kan ons altyd onthou in die karretjies wat hulle die roomhuise verkoop het nou met die klokkie wat hulle ry. En so wat is dit nog dieselfde ding of is dit vandag anders? Nee, dis dieselfde produk. Ons het dit net toeganklik gemaak vir die publiek deur baie handelsmerke te skep. Een van die handelsmerke is Dry Ice for Leisure. En dit beteken maar net die goeie nuus nou vir die kykers. Ons weet oor 'n week of twee begin die somervakansie. Baie mense wil vleis saamvat en kos saamvat en dit koud hou. Die uitdaging is dis warm en die pad is lank en waar jy kom is dit warm. So droëys is 'n perfekte oplossing om dit saam met jou vleis in 'n koelhouer te sit en vir 'n hele paar dae het jy lekker koue. Nou, is daar 'n manier, is daar 'n spesifieke beste manier om 'n koelhouer byvoorbeeld te pak? 'n Gewone koelhouer wat jy maar van die rak af koop werk baie goed. Die ideaal is vries jou vleis in 24 uur voor die tyd. CO2 is swaar, so sit die droëys bo op die vleis en hy sal afsak en koue is ook swaar, so dit sak ook af en jy het vir tot 7 dae bly daai houer gevries. Jy het ook gesê dat ek het geluister na jou insetsel dat mense kan gebruik vir noodsituasies. Hoe werk dit? Beerdkrag. Ons weet almal van beerdkrag. Nee. Nou beerdkrag is nie noodwendig die probleem nie, dis die sekondêre effekte na beerdkrag. Wat ons byvoorbeeld laas jaar na beerdkrag het 'n substasie in Pretoria geblaas en 14 dae was die mense sonder krag. Nou die uitdaging vir 'n huisvrou, die eerste ding is my vleis in my yskas en in my vrieskas. Wat doen ek? Droëys is 'n elegante, eenvoudige, maklike oplossing. Jy sit 'n blok droëys bo in jou yskas, bo in jou vrieskas en jy het vir 'n hele paar dae kommervrye verkoeling. Ek verneem julle het 'n nuwe handelsmerk wat julle nou gaan bekendstel. Wat is dit? Ja, voor ek oor die handelsmerk praat, ek het nou in die insetsel ook gesê, ons is nou amptelik in die Wes-Kaap. 2 dae terug op 1 Desember het ons oopgemaak, so ons vervaardig nou droëys in die Wes-Kaap. Julle het julle eie vervaardigingsbas. Ja, en ons het ook 'n hele paar handelspunte vir die publiek wat daar kan koop. En die aankondiging wat ek wil maak is ons het 'n nuwe handelsmerk Dry Ice for Wine Farming. Nou, die wynboere, net so 'n bietjie agtergrond, die wynboere gebruik droëys met oesseisoen. Nou, wat gebeur as hulle wag? Nou, oesseisoen is so binne 'n maand of 2 van nou af tot so middel Februarie. Sodra die druiwe se suikergehalte korrek is, dan moet hulle oes en hulle plaas die droëys saam met die druiwe en so verhoed hulle oksidasie. Nou daar's 'n hele chemiese proses daar agter wat ek nie nou gaan verduidelik nie. Die probleem is die boere het baie droëys op 'n kort kennisgewing nodig. Nou ons was nie fisies betrokke in die Kaap nie, maar ons het van die kant af gehelp uit Gauteng uit baie keer as daar tekorte is. Ons is nou op die wynboere se voorstoep, 24 ure 'n dag, 7 dae 'n week in die oesseisoen. Nou, as die boere probleme het of as daar probleme met tekorte is, dan kan ons aanvul uit ons aanlegte in die Oos-Kaap en in Gauteng. Net vinnig, as ek nou droë ys nodig het, want ek wil my branders koud hou, hoe gaan ek te werk? Baie maklik, gaan na jou selfoon toe, dryice.co.za of Facebook of Instagram. So maklik soos val uit die boom. Dion Roux, uitvoerende hoof van Dry Ice International. Dankie dat jy by ons Dankie, Dawie. Nou daai het julle, dit is tyd vir vakansie en mens moet maar seker maak dat jy gereed is daarvoor.